ek kan my verstout om te sê dat baie mense wat nie in die kerk is nie en na die kerk luister, net eenvoudig sê maar hulle praat uit verskillende monde. Ja. Ons weet nie wat is die standpunt van die kerk nie. Ja. Ons vra vir die lidmate, wat glo julle kerk? En dan sê hulle, nee, die kerk het gesê, ons kan maar sê wat ons dink. Jou waarheid, my waarheid, elkeen sy eie waarheid. Korrek. So wat doen die belydenis vir ons? Nou, die belydenis help ons om 'n groter eenheid te kry in ons begrip en verstaan. Verstaan ek dit reg dat meeste van ons belydenisskrifte gaan terug na 'n tyd in die kerkgeskiedenis waar daar 'n groot dwaling was, waar mense die skrif verdraai het of selektief toepassings gemaak het of 'n tradisie wat teen die skrif is, en dat die belydenisskrifte gereeld 'n raamwerk was wat 'n opsomming is van die skrif om jou te bewaar teen van die dwalinge wat in jou tyd aan die ontwikkeling was. Ja, Ferdi, jy is heeltemal reg. Die belydenisskrifte het in 'n groot mate ontstaan uit die behoefte om duidelikheid te kry oor bepaalde oortuigings van dit wat in die skrif staan. Vriende, ons het die voorreg om te kuier by Prof Johan Jansen van Rensburg in Bloemfontein, en dis 'n voorreg om bietjie by hom te kuier, en ons het 'n paar programmetjies wat ons opneem, en ek sê nou net vir Prof Johan, elke keer as ons begin opneem, begin dit te reën in Bloemfontein. Vir ons is dit wonderlik. Fantasties, en mens ruik dit sommer in die strate. Wonderlike reën wat die Here stuur in die Bloemfontein wat die reën nodig het. Baie beslis. Ja, En ja. ons is gelukkig, ons het 'n sinkdak en dan hoor jy die reën sommer baie beter. Wonderlik. God se voorsienigheid. Ons gaan nou praat oor God en die panentheïsme en posttheïsme gaan ons nou bykom, maar ons het gedink om 'n programmetjie nou te doen oor 'n klompie aktuele sake. Daar's so baie waaroor ons kan praat met Prof Johan. Hy was vir jare by Bloemfontein, hy was professor in praktiese teologie. Hy het 'n paar doktorsgrade gekry, onder andere een by Prof Willie Jonker in Stellenbosch. Hy het ook by Prof Johan Heinz gewerk in Pretoria, en hier is 'n klompie aktuele sake wat ons graag bietjie Prof Johan wil bespreek, en die eerste ene is een wat ek die afgelope klomp jare by 'n klompie opregte Christene wat buite die hoofstroomkerke beweeg het, baie by hulle hierdie vraag kry. Hulle verstaan nie hoekom moet daar belydenisskrifte wees nie. Hulle sal baie keer sê net die Bybel. Hulle verstaan nie hoekom het ons 'n belydenisskrif nodig nie. Wil u vir mense wat sukkel om dit te verstaan, net in eenvoudige taal vertel, waarom is belydenisskrifte kosbaar en iets wat nodig is in 'n kerk? Baie dankie, Ferdi. Dit is 'n saak wat vir my baie na aan die hart lê. En daar is verskillende redes daarvoor. Die situasie wat ons op die oomblik het in die kerk, in die breë, in die algemene Christelike kerk, is dat daar geweldig baie meningsverskille is, aksentverskille is, konfrontasie is, verdeeldheid is, waar 'n mens eintlik in die Christelike kerk eenheid wil hê. As 'n mens dink aan wat Paulus byvoorbeeld skryf in Efesiërs 4 oor die eenheid van die kerk, dan wil 'n mens graag hê dat daar groter eenheid en instemmigheid sal wees onder gelowiges rondom die sake waaroor dit wesenlik gaan. Die sake wat werklik belangrik is in die geloof, in ons verhouding met die Here. En ongelukkig is dit nie so nie. En dit is tegelykertyd vir my 'n bewys dat die belydenisskrifte wat in die geskiedenis van die kerk ontstaan het, nie werklik geëer en gebruik is nie, en aan die ander kant ook weer die noodsaaklikheid hoekom ons belydenisskrifte juis vandag nodig het, bitter nodig het. In die interpretasie van die skrif het ons nou in ons vorige onderhoude gesê, het dit bekend geword hoe dat daar 'n verskuiwing gekom het van 'n algemene verstaan van die skrif volgens die werklike taalkundige en kommunikatiewe metode van taalgebruik. So lees ons dit, so beteken dit, so verstaan ons dit.
In die loop van tyd het dit nou verander. Want nou is dit nie net dat ons nie almal dieselfde verstaan nie, maar dat ons ook nie dieselfde interpretasie gee aan dit wat ons lees nie. Die gevolg is dat ons oor 'n verskeidenheid van sake eenvoudig verskillend dink en optree. Ons kommunikasie word daardeur bederf. Ek het die ervaring gehad dat ek vir 'n kerkleier 'n bepaalde stuk gestuur het rondom 'n bepaalde teologiese saak en sy antwoord was: ek verstaan die skrif nie so nie. Nou, dit beteken dat daar al hoe meer, en dit is nou 'n werklike verskynsel, al hoe minder 'n verwysing is na wat die Bybel sê. Teksverwysings het amper uitgeval. En in die navorsing word dit amper as 'n diskrediet beskou en as 'n soort van 'n publisistiese benadering, onwetenskaplik as jy 'n teksvers aanhaal. Kan die kerk dit bekostig dat ons teenoor die wêreld in die getuienis wat ons moet uitlewer so verskil dat ons nie dieselfde taal praat nie, dat ons nie dieselfde boodskap vir mense gee nie? 'n verdere probleem is die vraag na die skrif se gebruik in die prediking. 'n dominee moet op die kansel gaan staan. Hy is die verbum divini minister, die bedienaar van die goddelike woord. Ja. En hy het 'n bepaalde beskouing oor die skrif wat miskien van sy kollega verskil, wat van ander verskil, wat van die kerklike besluitnemingsprosesse verskil. En ons stuur verkeerde en kontroversiële boodskappe uit aan die lidmate van die kerk wat op Sondagmôre in die kerk sit, maar ook teenoor die wêreld aan wie ons die evangelie moet verkondig. Ek kan my verstout om te sê dat baie mense wat nie in die kerk is nie en na die kerk luister, net eenvoudig sê maar hulle praat uit verskillende monde. Ja. Ons weet nie wat is die standpunt van die kerk nie. Ja. Ons vra vir die lidmate, wat glo julle kerk? En dan sê hulle, nee, die kerk het gesê ons kan maar sê wat ons dink. En dit is natuurlik onmoontlik. Jou waarheid, my waarheid, elkeen sy eie waarheid. Korrek. Dit is so tipies deel van die postmoderne mens. Dit gaan eintlik oor elkeen se eie persepsie en ervaring van die waarheid. Ja. So wat doen die belydenis vir ons? Nou, die belydenis help ons om 'n groter eenheid te kry in ons begrip en verstaan. Ten opsigte van die belydenisskrifte wat die kerk waaraan ek behoort bepaalde geloofsuitdrukkings, standpunte stel, die Nederlands geloofsbelydenis, Heidelbergse Katekismus en die Dordtse leerreëls, die besondere belydenisskrifte, daar is ook 3 algemene belydenisskrifte, word daar uitdruklik gesê wat hierdie groep gelowiges, hierdie lidmate van hierdie denominasie oor die Bybel sê. Reg. En elkeen wat 'n lidmaat wil word van hierdie kerk, word gevra of hy hierdie belydenis aanvaar as die ware en volkome leer van die saligheid is. En of hy of sy bereid is om alle leringe wat daarteen stry te beveg, te weerspreek. Ja. Dit is terloops ook een van die redes hoekom ek die boek geskryf het, want toe ek 'n lidmaat geword het, het ek nie net aanvaar dat ek hierdie belydenis aanvaar nie, maar ek het ook beloof dat ek daarmee alle ander belydenisse of standpunte sal beveg, sal bestry, wat in stryd is wat met die skrif. daarmee in Ja. stryd is. Ja. Betekenisvol wil ek dit graag verbind aan Efesiërs 4, wat oor die eenheid van die kerk handel. En die eenheid in Christus. Ja. Nou daar sit al klaar 'n stuk dogmatiek. Dit is nie 'n eenheid in die algemeen, 'n welwillendheid, 'n gemeenheid, 'n gemeenskaplikheid nie. Dit is 'n eenheid
in Christus. Ja. Mense wat dus sê, die kerk het nie 'n dogma nodig nie, maak daarmee 'n relativering van die belydenis, die belangrikste belydenis waaroor die kerk beskik, wat Christus gesê het, oor hierdie belydenis dat Christus die Here is, word die kerk gebou, Ja. op die fundament van die belydenis. Ja. Dit beteken, ons het 'n belydenis nodig. Maar ons kan nie elkeen sê wat ons sê en wat ons dink en wat ons wil hê die kerk moet sê nie. Daarom moet daar 'n manier wees waarop 'n kerk bymekaar kom en sê, ons glo dit. En dis presies wat die Nederlands geloofsbelijdenis sê. In artikel 1 van die Nederlands geloofsbelijdenis staan daar uitdruklik, ons glo almal. Almal wat aan hierdie belydenisgroep behoort, glo dit. Dit is nie waar dus dat mense sê, ek wil nie gedwing word om te sê wat my kerk bely nie. Dis nie waar nie. Jy het dit self bely. Jy het self gekies om te sê, ek glo dit. Ja, ja. Jy het dit onder eed verklaar. Ja, ja. En as jy nie meer dit glo nie, dan is dit vir jou belangrik om daarmee werk te maak. Dan moet jy met die leraar gaan praat, dan moet jy inligting kry, dan moet jy uiteindelik, as jy nie vrede maak nie, liewers uit die kerk tree. Want dan kan jy jou nie daarmee vereenselwig nie. Reg. Maar solank as wat daar 'n belydenis is, Ja. wat in 'n belydenisskrif saamgevat is, Ja. is dit die belydenis wat jy jou aan verbind. Ja. Vrywilliglik Ja. en met hopelik met Ja. toewyding. Ja. Prof Johan, as ek gou vir kom ons sê oningeligte mense wat nou, kom ons sê in Pinksterkerke is en hulle het nooit groot geword met belydenisskrifte nie. Verstaan ek dit reg dat meeste van ons belydenisskrifte gaan terug na 'n tyd in die kerkgeskiedenis waar daar 'n groot dwaling was, waar mense die skrif verdraai het of selektief toepassings gemaak het of 'n tradisie wat teen die skrif is, en dat die belydenisskrifte gereeld 'n raamwerk was wat 'n opsomming is van die skrif om jou te bewaar teen van die dwalinge wat in jou tyd aan die ontwikkeling Ja, was. Ferdi, jy is heeltemal reg. Die belydenisskrifte het in 'n groot mate ontstaan uit die behoefte om duidelikheid te kry oor bepaalde oortuigings van dit wat in die skrif staan. Hoe moet die skrif verstaan word wat die ewigheid betref, die hemel, die verlossing, die werk wat Christus op aarde gedoen het, sekere uitsprake wat Christus of die apostels gemaak het. Hoe lyk die kerk? Hoe moet die kerk regeer word? Ja. Al daardie vrae is temas wat so maklik vatbaar is vir verandering Ja. van standpunt of misverstande of dwaling. En dit wat die bepaalde belangrike sake is wat in die skrif hanteer word, word dan in die belydenisskrifte mooi uiteengesit met skrifverwysing, sodat mense kan sien, dis wat ons glo, die Bybel oor die hemel sê, oor die verlossing sê, Ja. oor die doop sê. Korrek. Anders is daar soveel 'n verskeidenheid van standpunte daaroor, dat niemand eintlik kan sê, dis wat ons glo nie. Dit moet dus op 'n punt kom, wat ons die dwaling kan wegwys. Ja. Want as ek nou ons dink wat ons net nou gesê het in verband met 1 Timoteus 4, die skrif is daar om lering te gee en om dwaling te bestry. Ja, ja. Dan moet jy kan sê, uit die skrif lei ons dit af. En ons stem saam, dis wat daai teks beteken. Ja. Dis wat daai skrif beteken. Ja. En dan is daar rustigheid. Ja, ja. Dan binne daardie geloofsgroep, Ja. al mag daar ander geloofsdenominasies wees wat ander aksente lê. Reg. Wat hierdie sake betref, het ons met mekaar ooreengekom, dis wat ons Reg. glo.
Goed. En dit help ons dan. As ons by 'n punt kom dat ons moet praat oor byvoorbeeld die verhouding tussen man en vrou. Ja. Wat sê die Bybel daaroor? En dan help die Bybel, die belydenisskrifte ons om na die Bybel toe terug te gaan. Korrek. So dis 'n verantwoordelike lens wat 'n opsomming is van die Bybel. Dis nie die Bybel nie. Maar dit is 'n ooreengekomme dokument wat vir ons belangrike sistematiese verwysings gee. Die Heidelbergse Katekismes sien ek is presies dit. Dis eintlik maar net 'n opsomming van wat die skrif sê, en die Here het hierdie manne gebruik om vir 'n nuwe generasie dit was die Engelse woord die hot topics tydens die reformatie. Hoe word ek gered? En wat gebeur met die nagmaal? En die paus en Maria en is ons in sonde gebore? Is ons nie eintlik maar goeie mense nie? Wat jy 'n vraag en antwoord gee, en as jy onder gaan kyk, sien jy net Bybelverse reg oor die wêreld, reg oor die Bybel, en is sistematies. Ou Testament, Genesis, Deuteronomium, die profete, Psalms, Nuwe Testament, reg oor. En dis 'n ding wat my altyd aangryp van ons belydenisskrifte, Prof Johan, is hoe hulle sistematies met die hele skrif werk. Ja. En soos jy dan sê, dat daar dan 'n ooreenkoms is, wat jy, as jy 'n lidmaat by 'n kerk word, dat jy dit onderteken. Ek dink dit is duidelik vir gewone mense. Ja, ek wil dit tot die uiterste toevoer, deur te sê, ons is nou in 'n situasie waarin kinders byvoorbeeld nie meer Sondagskool toe gaan nie meer in 'n erediens sit nie. Hulle as hulle dan nou nog dit doen, dan gaan hulle na praise and worship toe. En dit mag nie meer in die skole onderrig word nie. En ouers by die ouerhuis praat nie meer met hulle kinders nie, want hulle self is nie daartoe verbind nie. Die gevolg is dat ons geslagte grootmaak van kinders wat volwassenes word, wat geen verwysingsraamwerk het van wat die Bybel sê nie. En hierin ontstaan nie net die nood vir 'n noodsaaklikheid vir belydenisskrifte nie, maar word dit 'n hulpmiddel dat kinders, dat groot mense wat nie daardie agtergrond het van al die jare se onderrigting nie weer kan kyk na wat die Bybel sê, deur gebruik te maak van die belydenisskrifte. In plaas byvoorbeeld daarvan om 'n teksvers in die aand te lees en jy weet nie eers wat jy gelees het nie, of 'n kaartjie te trek en op die kaartjie staan daar 'n teksversie en dan voel jy het jou Bybel gelees. In plaas daarvan kan 'n artikel van een van die belydenisskrifte gelees word. Net dit, en sê, my wêreld, dis wat die Bybel daaroor sê. Is dit wat die Bybel sê? Kom ons kyk gou. En dan kyk hy na die teksverwysing en dan kan hy sien waar kry die belydenisskrif dit. En op daardie manier kom daar insig, kom daar vertrouensverhouding tussen jou en die skrif deur middel van die belydenisskrifte. Die belydenisskrifte vervang nooit die Bybel nie, maar wys terug na die Bybel. Ja, wonderlik.